Vader, baie dankie dat ons vanmôre by mekaar kan wees. Baie dankie vir die woord wat die waarheid is. En Vader, dankie dat die woord in ons lewe in vervulling gaan en ons sê vir die dankie daarvoor. Amen, amen en amen. Ons het verlede week baie gesels oor die Onse Vader gebed, maar ek het net so halfpad gekom en toe ek sê my uur is verby, toe sien ek ou Willem kyk met sulke groot oë, ek kon nie glo die uur is verby nie. Ja, so dit is en en alles leer jy mos as jy langer as 20 minute praat, dan verloor mense jou. Maar dis seker maar 'n feit, maar hierso praat ons gewoonlik langer as 20 minute. OK, ek wil vanmôre aangaan. Ek het net so geraak aan dat die wil geskied soos in die hemel so ook op die aarde. Het ek net so 'n bietjie geraak daaraan. En ek wil graag 'n bietjie verder gaan tot aan die einde, hopelik tot aan die einde. Nou as ons begin en ons kyk na wat die Here sê in Johannes 10 vers 10. Johannes 10 vers 10 sê: Die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Maar ek het gekom sodat julle lewe en dit in oorvloed mag hê. The thief come only to steal, to kill and destroy, but I came that you might have life and have it in abundance. So, kom ek vat net eers na die volgende vers. As ek dan nou na die boek van Hebreërs toe gaan, en ek gaan na Hebreërs hoofstuk 10 toe. Hebreërs hoofstuk 10, dan wil ek net met dit aansluit met wat Johannes sê. Hebreërs hoofstuk 10, en daar sê hy in vers 7 en in vers 9. Hebreërs hoofstuk 10 vers 7 sê: Toe het ek gesê, kyk, ek kom. In die boekrol is dit van my geskrywe om u wil te doen. Sien jy dit nou? Om u wil te doen. En dan sê in vers 9, daarna het hy gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede te stel. So die wil van God, wat die Here Jesus hulle geleer het in Matteus 6, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde, kon slegs in vervulling gaan, toe die Here Jesus op die aarde verskyn. Want hy sê, ek het gekom om die wil te doen, want dit is aangaande my in die boekrol geskrywe. En dan sê hy, ek het gekom om die wil te doen, o Vader. So ons weet dat toe God 'n besluit geneem het, moes die hele lewe loop tot op die dag dat die Here Jesus op die toneel kon verskyn. En toe sê hy, Vader, ek het gekom om u wil te doen. Dit is van my geskryf in die boekrol, van die begin af, is daar oor my geprofeteer en geprofeteer en geprofeteer, en nou het ek gekom, en ek het gekom om u wil te doen. En dis, so die wil van God was nooit bekend in die Ou Testament nie. Die wil van God kon eers geopenbaar word, nadat hy die prys betaal het om die wil in werking te kry, sodat die wil van God geopenbaar kon word. En daarom het hy gebid en gesê, so moet julle bid. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Want hy het geweet wat die wil van God is. En soos ek verlede week gesê het, dit was 'n profetiese gebed. Hy het die hele tyd herinner aan wat God se belofte vir hulle lewe was. En eers toe hy die prys betaal het, toe kon dit in vervulling gaan. Eers toe hy die prys betaal het. Dan wil ek vat daar na Efesiërs, hoofstuk 1, vers 1. Alright? Efesiërs hoofstuk 1, Efesiërs hoofstuk 1, vers 1. Ekskuus, Efesiërs hoofstuk 1, vers 11, en as ek het vir jou dalk verkeerd geskryf, Efesiërs hoofstuk 1, vers 11, hy sê, in wie ons 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens
die raad van sy wil. Sien jy dit? Volgens die raad van sy wil. Met ander woorde, alles wat na die kruis plaasvind, kan net plaasvind in wat die wil van God is. En daarom het hy gekom om u wil te doen, o God. Dit is aan my geprofeteer, of is deur my of na my toe geprofeteer, en daarom is die hele boekrol vervat met wat hy sal kom om te doen, sodat die wil van God geopenbaar kan word, en toe die wil van God geopenbaar word, werk God net volgens die raad van sy wil. Baie duidelik, né? In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated. Met ander woorde, ons wat vooraf besluit het, predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. Ander woorde, wat God hier besluit het, voor die grondlegging van die wêreld, wat God hier besluit het, aangaande die mens, kon slegs in vervulling gaan, ooreenkomstig sy wil, nadat sy wil geopenbaar is. Nou ons weet, dat die Here Jesus kon nie die wil openbaar, terwyl hy op aarde was nie. Toe hy die prys betaal, het hy vir 40 dae met sy disippels alleen, gepraat oor die koninkryk, wat sou kom. En eers daarna sy opstanding, kon daar kennis geneem word, van wat die volle impak was, van die koninkryk, wat hy gekom het, om op die aarde te bevestig. En hierdie koninkryk, moet ooreenstem met wat die wil van God is. Right? So as ons self, soos ek altyd sê, ons self in 'n tydperk plaas, of in 'n periode plaas, voor die kruisiging, dan kan ek amper sê, verraai ons, wat die wil van God vir jou lewe is, wat plaas moet vind, na die kruisiging. Alright? Hy sê, ek het gekom om die eerste weg te vat. Ons het mos nou net gelees. Ek het gekom om die eerste weg te vat, en die tweede daar te stel. Met ander woorde, aan hierdie tweede, is daar nie veronderstel om 'n einde te kom nie. Die einde het hier plaasgevind. OK, Willem, sê vir my, gee vir my skrif daarvoor. Hy sê, toe die volheid van tyd gekom het God sy seun uitgestuur. Gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was vry te koop, sodat hulle die aanneming van kinders kon ontvang. Right? Ek weet ek sê hierdie goed te baie, maar baie keer vra mense my in hierdie kerk dieselfde vraag, en hulle verstaan dit nog steeds nie. So hy het gekom om 'n einde te maak aan dit, die weg oop te maak van dit, vir dit wat na die kruis is, en dit is die wil van God moet geopenbaar word in my en jou lewe. En God werk slegs volgens sy eie wil wat hy voorgeneem het. En hy seën jou ook volgens sy wil. Onthou jy wat sê Galasiërs? Die seun van die vrye mag nie erf saam met die seun van die slaafin nie. So hoeveel beloftes of seëninge van God daar ook mag wees, in hom is sy ja, en in hom is dit sy amen. Right? So hulle wat onder dit lewe buite die wil van God. Eina, hulle wat daar lewe buite die wil van God. Hy sê, en ons het ook 'n erfdeel ontvang, ooreenkomstig die raad van sy wil, wat hy vooruit besluit het, wat sy wil is,
het ons 'n erfdeel ontvang van daai wil. En daai wil moes geopenbaar word in kinders van God se lewe, of moet geopenbaar word aan die wêreld. En dis waarvoor Paulus spesifiek geroep was. Dis waarvoor hy spesifiek geroep was. Onthou jy toe die Here hom geroep het op die pad van Damaskus? Toe kom Ananias. En Ananias sê vir hom, Paulus, die Here wat aan jou verskyn het op die pad van Damaskus, hy het jou geroep en hy sal weer aan jou verroep, hy sal weer aan jou verskyn, sodat jy sy woord en sy wil kan uitdra voor nasies. En hy gaan weer aan jou verskyn om sy wil bekend te maak in jou lewe. Ja, so met ander woorde, die Here Jesus het aan Paulus 'n paar keer verskyn om aan te vul progressief wat die wil van God is om dit te openbaar. Onthou toe die Here Jesus op die aarde was, wat het hy gesê? Ek het baie om vir julle te sê, maar julle kan dit nie nou vat nie. Maar wanneer die Gees van die waarheid gekom het, sal hy julle leer en lei in die volle waarheid. So Paulus, wat die Gees van die waarheid ontvang het, wat geglo het toe God aan hom verskyn het, of toe Christus aan hom verskyn het homself beskikbaar gestel vir God om sy wil te openbaar deur die verskyning van Jesus Christus. En daarom het jy en ek die bekendmaking in 'n Nuwe Testament van wat die wil van God aangaande ons lewe is, en wat die wil is wat God wil openbaar in jou lewe, en ook deur jou lewe. Daarom is dit uiters belangrik, dat ons weet wat God vir Paulus gesê het. Want God het dit nie aan Jakobus gesê nie. Paulus maak dit baie duidelik, en hy sê, wat hy in hierdie laaste tyd aan ons geopenbaar het, en ons het dit aan sy apostels geopenbaar. Hy sê, en ek is geroep om die woord van God, jy kan dit maar om die woord van God te vervul. Met ander woorde, God het hom geroep om te sê, Paulus, die wil van my lewe, of van jou lewe, of van die mense se lewe, of van die kinders van God, sal geopenbaar word, as die feit dat jy, dit wat ek vir jou gesê het, in woorde sal uitlê, sodat die mense dit duidelik sal verstaan. Hy sê, dit was nie aan die mense kinders bekend nie. Hy sê, en God het my spesifiek daarvoor geroep, met hierdie opdrag, ek moet elke een perfek in Christus voorstel. Met ander woorde, Paulus het die lank en die kort geweet van wat God se wil is. En hy moes hulle perfek bekend maak wat die wil van God is, sodat jy en ek perfek in Christus Jesus kan wees. Amen. Perfek. Paulus se gebed. Hy sê, soos wat jy jou voorgenem het, voor die grondlegging van die wêreld, om dit uit te spel op die aarde. Ons is in die boek van Efesiërs. Kom ons gaan net daar, na wat Efesiërs 1 vers 3, 4 en 5 sê, en dan maak jy 'n konneksie met wat ek sopas vir jou gesê het. Hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Blessed the God and Father of our Lord Jesus Christ, who have blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Met ander woorde, okay, soos hy ons uitverkies het, sien jy dit daar? Soos hy ons uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek in wat? In liefde te wees. As according as he have chosen us in him
before the foundation of the world, alright? Kan jy sien waarvan af kom dit? Before the foundation of the world, that we should be holy, without blame before him. Met ander woorde, kan ek dit sommer vinnig deurtrek? Met ander woorde, God se wil, wat hy hier besluit het, sê vir my, volgens daai woord, dat wanneer ek die wil van God ken, is daar vir my geen aanklagte. Daar's geen iets wat my kan distansieer nie. Ek het geen iemand wat 'n blaam op my kan plaas nie, want hy sit my blameless voor hom, right? Die volgende vers. Deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil. Alright? In ander woorde, sy wil moet bekend gemaak word, dat as jy met jou wese by Jesus Christus uitgekom het, kan jy ontdek wat sy wil was vir jou lewe voordat jy op die aarde was. Predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will. Met ander woorde, die dag as jy in die wil van God lewe en dit aanvaar, wat sê dit jy? Vind God plesier in jou lewe. Die dag as jy die wil van God ontdek, die dag as jy jou lewe beskikbaar stel vir die wil van God, is daar vir jou net een uitkoms. Hierdie skepper van hemel en aarde vind sy plesier daarin, want hy werk volgens die raad van sy wil, en sy wil is dat jy heilig, onbevlek, onberispelik voor hom sal wees. En as jy dit aanvaar, dan werk hy volgens die raad van sy wil om dit gemanifesteer te kry in jou lewe. Onthou jy verlede week se preek? Waarvoor tree die Heilige Gees in? Met onuitspreeklike sigtinge vir wat? Om my verander te kry na die beeld van hom wat my geskep het. So wat is God se wil, as ek nou sommer net 'n breë lyn trek? God se wil is, God geopenbaar word in liefde. En jy bid vir finansies, jy bid vir 'n nuwe kar, en die Heilige Gees sê, Vader, laat hy net ontdek wat jou wil is, en elke belofte is vir hom beskikbaar. Vader, laat hy net verander word na jou beeld en na jou gelykenis, en die skepper wat in hom lewe, kan deur hom lewe en jou wil uitlewe deur sy lewe. Sodat die wil van God, en hy sê, ek werk niks buite my wil nie. Ek werk niks buite my wil nie. En my wil is, dat jy geherskep sal word in 'n nuwe skepsel. Soos in die hemel, voor die grondlegging van die wêreld, besluit het, in sy heilige godsteenwoordigheid, hoe jy dit ook al wil stel, het hy besluit in sy blyplek, dat hy dit op aarde sal het manifesteer, wat sy wil in die hemele is. Stop. Met ander woorde, dit sê vir my, hemel is nie 'n plek nie. Dit sê vir my, hemel is nie 'n gebou nie. Dit sê vir my, God sit in 'n posisie waar hy verhewe is, bo wat die aarde is, en hy wil die aarde met sy wil vul, sodat die aarde kan staan in die posisie waar God is. As jy dit vanmôre kan snap, ek wil dit weer sê, met ander woorde, as hy voor die grondlegging van die wêreld besluit het, in die hemel,
dan sê dit vir my, en hy wil hierdie wil van die hemel in die mens op die aarde openbaar, dan sê dit vir my dat die hemel is nie 'n plek nie. Dit sê vir my, dit is 'n riehelm van die onsigbare wêreld, waar God sy onsigbare wil laat manifesteer in 'n besigbare wêreld, sodat die sigbare wêreld in sy wil kan wandel. Dis hoekom verlede week, onthou jy verlede week, moenie in jou hart sê wie sal opvaar om uit die hemel uit neer te bring. Moet ook nie in jou hart vra wie sal neerdal, maar wat sê dit? Nou by jou is die woord. Met ander woorde, die wil van God het sy moontlikheid om in jou lewe gesetel te wees, as jy verstaan wat die wil van God is. Nou moet ons die besluit neem, is sy wil op die aarde, soos wat dit in die hemel is? Want ons is dan, toe ons gesterf het op aarde, in hierdie kruis van die Here Jesus, het ons mos nou saam met hom opgewek in die posisie van verheerliking, sodat dit wat verheerlik is in die hemel in my lewe op aarde kan werk. So het sy wil gemanifesteer. Ja, Here, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Vader, as ek u wil ontdek, en ek die openbaring kan ontvang, dat ek geherskep is as gevolg van hierdie kruis, sodat dit wat u besluit het voor die grondlegging van die wêreld in my lewe gemanifesteer kan word as kind van God, om eenvormig te wees, luister wat ek sê, om eenvormig te wees met die een wat my geskep het, deur die kennis van wat sy wil is. Halleluja. 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 En nou sê hy vir ons, in Kolossense 1, Kolossense hoofstuk 1, vers 21. Halleluja. Efesiërs, Filippense, Kolossense hoofstuk 1, vers 21 en 22. Halleluja. Hy sê in vers 21, ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Right? And you that were sometime alienated. Onthou, voor die grondlegging van die wêreld was hierdie dinge nie beskikbaar nie. Dit was nie geopenbaar nie. Die wil kon nie geopenbaar word nie. And enemies in your mind by wicked works. Yet now have he reconciled in the body of his flesh through death to present you holy and unblameable and unreprovable in his sight. Met ander woorde, hoe sien God jou as jy weet wat sy wil is en sy wil aanvaar het? Hoe sien hy jou? Hoe sien God jou as jy weet wat sy wil is en as jy sy wil aanvaar het? Kom ek antwoord dit vir jou. Unblameable, unreprovable. Unblameable and unreprovable. Unblameable and unreprovable. Heilig, sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Maar jy moet weet wat sy wil is. En jy moet ooreenkomstig die wil van God wees, sodat God volgens sy wil in jou lewe kan werk.
Kom ek koppel vir jou dit aan 'n versie van Efesiërs hoofstuk 3 vers 19 wat ons veronderstel is. Efesiërs hoofstuk 3 vers 19. Here, kan jy sien wat mis mense vanmôre, wat nie is nie. Wat sê in Efesiërs hoofstuk 3 vers 19? En die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat jy vervul kan word tot al die volheid van God. To know the love of Christ, which passeth all knowledge. In ander woorde, that you might be filled with all the fullness of God. Hierdie mense was so vol van kennis en insig aangaande dit wat voor die kruis plaasgevind het. En as jy die liefde van Christus verstaan, dan is dit 'n beter opsie as die kennis. En as jy die liefde op die liefde van God verstaan, wat gevul is of gedryf is deur die wil van God, dan sê dit, word jy gevul tot die volheid van God. Nou moet ons vra, Vader, laat U wil geskied soos in die hemel ook so op die aarde. Moet ek dan nou wag om dood te gaan om die volheid te kry? Of is die volheid op aarde beskikbaar? Vader, het U onse Vader in vervulling gegaan? Laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Die volheid van die Godheid en die volheid van die Godheid nie in die geestesrealm nie as jy dood is nie. In hom was die volheid van die Godheid liggaamlik en julle is volkome in hom. Met ander woorde, soos in die hemel, so ook op die aarde. En nou kan ek 'n baie stelling maak en sê, like Vader, like Son. Nou kan ek mos nou nie bid en sê, Vader, maak U wil bekend op aarde nie. Sy wil is bekend gemaak. Het ek sy wil aanvaar. Baie mense lewe dat die wil van God geopenbaar sal word op die aarde. Baie. Vader, laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Wel, ek het aan die eerstgeborene gestuur om my wil gemanifesteer te kry, die prys daarvoor te betaal, sodat ek baie, kom ek gebruik 'n baie snaakse Afrikaanse woord, baie eerstgeborenes kan kry. Hoor jy wat ek sê? Baie eerstgeborenes kan kry. Want daar is baie mense gebore na sy beeld en sy gelykenis en hulle weet dit nie. Want hulle weet nie wat sy wil is nie. So, Vader, kan ek dan net 'n tweede kry? Of kan ek dan net 'n derde kry? Ek vra gister vir iemand die vraag, as Christus op die aarde was, in die teenwoordigheid van 'n dooie persoon, sou hy dood gebly het? Sou hy dood gebly het? Of sou hy, die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes, en ek het gekom dat jy lewe in oorvloed moet hê. So as hy teenwoordig was, sou die wil van God geopenbaar word, en die wil van God is lewe. So as Christus hier was, as Christus hier was, as Christus hier was, as Christus hier was, sou die wêreld verander het. Nou as hy die eerstgeborene is
van baie broeders. Nou moet jy vir jouself preek, as hy die eerstgeborene is van baie broeders, Vader, waar skiet ons tekort met die wil van God in ons lewe? Ekskuus? Ja, ons sit die lig onder die emmer. Hy werk net volgens die raad van sy wil. Net volgens die raad van sy wil. En ek het gekom, sodat julle lewe en oorvloed kan kry. Ek het gekom, Vader, om u wil te doen, sodat ek die eerste kan wegvat, om die tweede daar te stel. Ek het gekom, sodat julle lewe, en sodat julle lewe in oorvloed kan hê. Kom ons kyk na, ons was in Kolossense, kom ons kyk na wat sê Kolossense, hoofstuk 1, vers 28. Halleluja. Halleluja. Hy sê, hom verkondig ons. Terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. Nou, ek hoop jy is volwasse vir hierdie stelling. Nou, as hy sê, hom verkondig ons, whom we preach, kan jy sien die Engelse een? Whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom that we may present every man perfect in Christ. Kan jy sien die verskil tussen die Afrikaans en die Engels? Hom verkondig ons. Whom? Met ander woorde, hy sê vir jou, ek wil hê, jy moet weet, dat ek jou verkondig volgens die wil van God. Jy moet weet, wie jy is. En ek verkondig, dit wat Christus gemaak het, om jou een met die Vader te kry, verkondig ek daardie eenheid, daardie een persoon, wat in jou is, sodat jy ook een met hom kan wees, perfect in Christ, sodat wanneer ek van Christus praat, praat ek van whom, perfect in Christ. En daarom wil ek jou perfek in Christus kry, sodat jy perfek kan staan in die wil van God. En daarom wil ek perfek die wil van God bekend maak, sodat jy perfek op hierdie aarde, die wil van God wat in die hemel is, op die aarde kan uitleef. As ek die volgende geborene wat opvolg na die eerstgeborene is, as hy dan van hom praat, as hy dan van Christus praat, dan moet hy mos van my ook praat. As hy van Christus praat, dan moet hy ook van my praat, want ons het een geword in die Vader. En ja, jy is 100% reg, en as ons een geword het in die Vader volgens sy wil, dan sê Johannes, soos wat hy is ons nie in die hemel nie, in hierdie wêreld. En as dit in hierdie wêreld is, dan is die wil van God voltooi in hierdie wêreld. En kan ek nie bid en vra, Here, laat die wil geskied nie. Ek kan sê, Here, gee my wysheid, laat die wil deur my geskied. Here, gee my insig, dat die wil deur my geskied. Maar nie laat die wil kom nie, want die wil het gekom. Die wil is gemanifesteer, die wil is geopenbaar. Die wil is aan ons bekend gemaak, en net om dit, kom ons blaai na die boek van Romeine toe, ek het dit verlede week ook opgehaal, Romeine hoofstuk 8, net om 'n bietjie daarby aan te vul, Romeine hoofstuk 8,
En ek kan vir u vers 28, 29 en vers 30 lees. Romeine hoofstuk 8. Vers 28 sê, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, het ons nou van die liefde gelees, vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy, kan ek daai voorneme vat en sê wat volgens sy wil geroep is? Natuurlik kan ek dit vat. So alles werk ten goeie mee vir hulle wat na sy wil geroep is, en hierdie wil wat bekend was aan God voor die grondlegging van die wêreld, moet aan die mensdom bekend gemaak word. Right? And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose. Wat het ons gelees? Hy werk alles volgens die raad van sy wil. Worketh everything according to the purpose of his will. Ons het dit mos gelees. Nou sê hy, for whom he did also foreknew, hallelujah, he also did predestinate, hulle wat hy vooraf geken het, for whom he did foreknew, he also did predestinated to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn. Here, nou kan ek die eerste daar sit, among many brethren, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Moreover, whom he did predestinate, them he also called, and whom he called, them he also justified, and whom he justified, them he also glorified. Verstaan jy dit? Wanneer was Christus verheerlik? Die dag toe hy alles oorwin het en gaan sit in die posisie waar hy namens God se wil aan sy kinders kon bekendstel. Nou sê hy, jy is saam met hom verheerlik. Met ander woorde, wat in die wil van God voor die grondlegging van die wêreld was, het hy jou opgetel deur die Heilige Gees, sodat die Gees van God sy wil in jou lewe bevestig kan kry, sodat die wil van God, wat in sy teenwoordig is, bekend gemaak kan word deur hulle wat op die aarde is. Was dit te veel? They also be justified. And whom he justified, them he also glorified. Met ander woorde, ek verheerlik jou as my seun, omdat jy my wil aanvaar het, en aanvaar het dat ek die prys betaal het vir my wil, sal ek jou verheerlik wees en jou sit in 'n posisie. Sal ek jou laat sit in 'n posisie waar die wil van God vrylik deur jou lewe kan vloei, bokant enige hindernis. Het ons dit gelees? Of sê ek dit, bokant enige hindernis, geen blame, onberispelik, perfek, geen hindernis, as jy na die Gees van God luister ooreenkomstig sy wil, sodat sy wil deur jou lewe kan werk. Laat die wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Vader, daarom sê hy, om aan die owerhede en magte, sê in Efesiërs, om aan die owerhede en aan die magte, die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word, sodat die owerhede en die magte wat probeer om 'n beskuldiging kan verstaan wat die wil van God is. Luister, waarin die engele begeerig is om insig te hê. Hulle het dit nie. Maar jy het daai insig as gevolg van die kennis van God en as gevolg van die bloed van Jesus Christus, as gevolg van die opwekking van Jesus Christus, as gevolg van die verheerliking van Jesus Christus, saam verheerlik kan word, het jy toegang tot die wil van God. Sodat jy moet
sonder enige twyfel kan weet wat die wil van God is. Nou kan jy dit koppel aan wat Tessalonisense sê. Die wil van God is jou heiligmaking. Die wil van God is jou heiligmaking. Ek het gekom, Vader, om die wil te openbaar, om my broers te bring in die wil van God, heilig, as hulle net die wil aanvaar en die wil uitleef. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Hy sê vir sy disippels, julle vaders het brood ontvang in die woestyn. Dis nie Moses wat vir julle daai brood gegee het nie. Dis my Vader wat vir julle daai brood gegee het. Maar word wakker, ek is die brood wat uit die hemel uit neerdaal. Gee dit vir my daagliks. Wel, ek is daagliks as gevolg van dit in jou teenwoordigheid. As julle my liefhet, sê Johannes 14:23, sal my Vader julle liefhet, en ons sal kom en by jou kom woning maak op aarde, sodat jy die tempel en die huis van God kan wees, sodat die wil van God deur sy tempel geopenbaar kan word aan hulle wat in die wêreld is. Het hy my sy daaglikse, of het hy vir my daaglikse brood gegee? Baie beslis. En weet jy, as jy in die wil van God lewe, dan kan die brood van die lewe, ook die brood wat in jou huis is, menigvuldig. Want hy is die brood van die lewe. En hy het gekom, as hy sê die brood van die lewe, die dief kom om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom sodat jy lewe kan hê, en jy sal deur my wil lewe, omdat ek die brood van die lewe is. Here, moet ek die brood kry, of het ek die brood? Here, moet jy aan my brood voorsien, of het ek in ontvangs geneem die brood van die lewe? Onse Vader, dankie Here. Daai gebed het Jesus vervul. Net soos sy gebed van Johannes 17. En as Johannes 17 se gebed nie vervul is nie, het hy nie die brood van die lewe geword nie. Want dan het ek nie een met my daaglikse brood geword, waar ek en die Vader en die Seun en die Heilige Gees almal saam kan woon in een tempel nie. En daarom sê hy, Here, bewaar hulle van die bose. Hy sê, Vader, moenie hulle wegvat nie. Gaan lees Johannes. Hy sê, Vader, moet hulle nie uit die aarde, moet hulle nie wegvat nie, maar bewaar hulle van die bose. Vader, as jy hulle uit die wêreld uit wegvat, kan die bose nie weet dat ek hom oorwin het nie. Hy sê, hou goeie moed, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. Hou goeie moed, ek het hierdie wêreld oorwin. En nou sê hy, Vader, vat hulle nie weg nie. Laat die bose betaal vir wat hulle hier gedoen het. Hoor jy wat ek sê? Vader, moet hulle nie uit die wêreld uitvat nie, want toe ek op die aarde was, moes die bose sy knie buig elke skoot as ek in sy teenwoordigheid was. En ek het die prys betaal om hulle in die teenwoordigheid van die bose te kry, dat die bose sy knie moet buig. Moet hulle nie wegvat nie. Bewaar hulle van die bose. Here, ek het die prys betaal, dat geen owerhede, geen magte, geen wêreldheersers, geen hoogte of diepte hulle uit jou hand uit kan vat nie. En daarom kan ek sê, Vader, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Lei ons nie versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U
behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, en Vader, U vat dit en U openbaar dit volgens U wil aan hulle wat op aarde is, sodat hulle in U krag, in U koninkryk en in U heerlikheid kan wandel. Daarom kan ek vanmôre sê, Vader, dankie dat die Onse Vader in vervulling gegaan het. En dankie, Vader, dat ek met U 'n pad kan stap volgens U wil wat geopenbaar is, ooreenkomstig dit wat die eerstgeborene die prys voorbetaal het, sodat ek ook in die heerlikheid van my Vader kan wandel. Halleluja. Kom ons lees gou nog. Ek wil nog een versie lees. Ek weet net nie waar dit is nie, laat ek net gou kyk. Ek wil nog een versie lees. In Romeine, is dit Romeine, Romeine 4. Romeine hoofstuk 4. Hy sê, ons sê mos, Here, vergewe ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Here, vergewe ons skulde. Alright? Nou sê hy vir ons in Romeine hoofstuk 4 vers 6, soos Dawid ook die mens salig spreek, as Dawid ook die mens salig spreek, aan wie God geregtigheid toereken sonder werke. Welgeluksalig is hulle wie se ongeregtigheid vergewe en wie se sondes bedek is. Welgeluksalig is die man aan wie die Here sonde nie toereken nie. Vader, vergeef ons skulde. Is dit vergewe? Het die kruis vir dit betaal? Vergeef ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe. Alright? En dit is 'n ding wat op hierdie aarde nog heeltyd sy kloue uitsteek. Ek is heilig, maar my broer is nie heilig nie. Ek is heilig, want my broer is nie heilig nie. En dit is 'n groot probleem. Want jy sien, soos wat die wil van God in my lewe werk, moet ek die wil van God vir my broer uitlewe, sodat my broer die wil van God vir sy lewe kan ontdek. Moet ek dit weer sê? Ek wat die wil van God ontdek het, moet deur my lewe die wil van God uitlewe, sodat my broer die wil van God in sy lewe kan ontdek. Amen. Vader, ek dank U vanmôre dat U onsse Vader, kan ek vanmôre sê, Abba Vader, my Vader. En Vader, dankie dat U dit in vervulling gebring het, vervul het, Here, sodat ons volgens U wil op hierdie aarde kan lewe. En Vader, U geopenbaar kan word in gees en in waarheid. Ek dank U daarvoor. Amen.